Goeiemôre, good morning. Dis nou tyd vir jou sport en ons het natuurlik gister 'n kompetisie op ons Facebookblad gehad vir kaartjies na die WURC semifinaal tussen die Vodacom Bulls en die Hollywood Bet Sharks die naweek by Loftus. So, baie geluk aan die Human gesin en Wayne Basterman. Julle elk wen 5 kaartjies trots geborg deur die Blue Bull Rugby Unie. Onthou op ons op sosiale media te volg vir nog lekker kompetisies en ek gee dinge nou oor aan Arnold wie bietjie bittersuur is dat hy nie daardie kaartjies gewen het nie. Sorry Arnold. Wie die trekking gedoen? Terms and conditions apply. Terms, T's and T's and Ek moes nie C's. eers ingeskryf het nie. Is this why you're wearing a Vodacom Blue Bulls? Wel, ek het gedink ek help nou maar waar ek kan. Nee. Waar begin ons vanoggend met die sport? Franse Ope, eerste ding. Wat 'n ongelooflike dag vir die Franse gister. So geïnspireerde Lois Boisseau het Roland Garros gister verheug, die Franse vrou. Nommer 361 in die wêreld en sy het Mira Andreeva verslaan om 'n halfeindstryd teen Coco Gauff op te stel terwyl Jannik Sinner 'n laaste 4 ontmoeting met Novak Djokovic of Alexander Zverev opgestel het. Wêreldnommer 1 Sinner het 'n omvattende 6-1, 7-5 en 6 stroop oorwinning oor die omgekeerde Kazak Alexander Bublik afgevier, maar Boisseau wat haar debuut by 'n Grand Slam toernooi maak, het haar pad na opwindende 7-6 en 6-3 oorwinning verseker om die eerste Franse vrou te word wat die halfeindronde haal sedert Marianne Bartoli in 2011. Nou hier is die grootheid. Die 22-jarige is die laagste gekeerde vrou wat in 'n major halfeindstryd in 40 jaar speel. Dit wil gedoen word, hoor. Dit is regtig so inspirerend dat sy viervrouw. hierdie ding doen. En sy was eintlik voor sy nou hierdie groot opskraak gemaak het omdat sy deurdring na die semifinaal toe. She was actually in the news in the French Open because of the comment that was made by another player about when the player said to the umpire, please can you tell her to wear some deodorant? And that's the same lady, dis Boisseau. reg. Ja. So ek is so bly vir haar dat sy nou so seevier ten spyte van mense wat so 'n bietjie katterig is soms op die tennisbaan. En nou het die Franse iets om voor te skree. Precies. So dit sal hulle ook so 'n Ja. bietjie terughou op die regte plekke. Hier's 'n baie interessante storie wat ek gister gesien het. Rory McIlroy, meesterskampioen, het nou oor die naweek, gister eerder, sy media stilte verbreek. Dis hoe dit gewerk het. Net voor die PGA kampioenskap is daar 'n probleem gewees met sy drywer se kop. Ongelukkig, dis die sogenaamde spring effek. Ja. En as jy die bal slaan, dan En maak daai los. kop so en dan maak hy so. Ja. En uiteindelik omdat hulle die bal so hard slaan, en hy in besonder, was daardie veerkrag het begin te veel word. Toe sê Amerikaanse golfvereniging, hy sal die kop moet laat vervang. Dit was veronderstel om stil te wees sodat niemand in die moeilikheid kom daaroor nie. Nie dat daar so 'n moeilikheid wees nie, maar dis nie goed vir die vervaardiger Taylor Made of enigiemand anders nie. 2 medialede het die storie gehoor en die storie gebreek. Maar Scottie Scheffler is presies dieselfde ding, maar niemand het oor Scottie geskryf nie, hulle het oor Rory geskryf. Nou wil dit voorkom asof dit 'n onwettige ding is, wat nie onwettig is nie. Dit gebeur. Dis sogenaamde fatigue wat gebeur. En Rory het nou gesê, ek was bietjie kwaad want ek het geweet dat Scottie se drywer maandag gefaal het, maar my naam is die een wat gelek is. Dit was veronderstel om vertroulik te bly. 2 lede van die media was diegene wat dit gelek het. Ek wou nie toe opstaan en iets sê waaroor ek spyt was nie na die tyd nie. Ja. En ek dink op een manier is dit eintlik 'n baie volwasse houding om te hê. So hy het glad nie tydens die PGA met die media gepraat nie. Is dit reg of is dit verkeerd? Moeilik om te sê. Ek dink maar as hy weer eens gekyk waar Rory is. Jy weet hy's absoluut amper die ek wil half sê die mees volwassenste PGA speler in my opinie. Jy weet so maar miskien is hy die laaste strooi nou loop hy dalk oor na lift toe, jy weet van hulle kyk nie vir die drywers daar nie. Dis 'n interessante gedagte, maar ek twyfel. Ek weet nie. En ek kan 'n kortbroek dra. Laastens die bulle. Dit wil so half lyk of dit 'n uitverkoop sessie is vir Saterdag. Daar was gisteroggend net 10.124, ekskuus, 10.122 gisteroggend. Ja? So 122 want daar's 'n hele lot kaartjies wat nou alreeds gegaan het ons weggegee. Ja. So daar, maar dit lyk of dit uitverkoop gaan wees. Met ander woorde, daar kan 52.000 mense Saterdag daar En ek wees. kwessie van 48 uur so. wat dit verkoop, ja. Ja, en ek is absoluut seker dit gaan gebeur. Wat vir my bloot net fantasties is. Dis wonderlik. Dis hoe ons behoort te wees oor ons spanne. Ja, regtig. Dit gaan 'n beautiful game Dit sou wees. dit behoort te wees. Baie opwindend, né? Verskriklik. En natuurlik die Sharks het die bulle al reeds 2 keer hierdie seisoen geklop. 3 keer as jy die ekstra tyd oorwinning in daai Currie-beker halfeindstryd tel. So die Sharks kom met 'n sterk manier van doen
op loftes. En die BMT, hulle het dit gewys. Wel, Die laaste naweek. Maar ja, Hulle hou daaroor by. kan ons Nee, kyk, hulle hou by. ons kan daaroor debatteer. Ek dink hulle moes daai ding vroeër toegemaak Maar jy het. sê lekker cheetah, dan go there. Ja, wat sal ons weet? Wat sal jy weet, meneer Lou? Ja, dit sê. Sê hom, vat hom aan. En dan laastens vir my een van die beste dae in sport in Suid-Afrika elke jaar is die Comrades Marathon. So dis die 49ste afwedloop Sondag en dit is die 98ste een. Maar luister net na 'n paar van hierdie stats. Daar is meer as 2,5 miljoen water sachets. Nou die hardlopers kry so 'n plastiese sakkie, jy byt hom af, jy byt een hoekie af en so daar's meer as 400 fisioterapeute. Die hospitaal wat hulle opstel by die eindpunt is groter as baie oorlogshospitale. Oh, wow. Daar's 88 mediese personeel wat jou kan help met net omtrent enigiets. Daar is duisende mense langs die pad. Dis net een van die mees ongelooflike goed en hier's die beste ding. Ek hoef nie te hardloop nie. Dis agter my vir nou. Ek het my deel gedoen. Ek het uiteindelik my taktiek gevat. Nee, ek kry iemand om vir my te hardloop. Ek gaan weer hardloop. Ek gaan weer. Maar dis my 22ste keer met 'n mikrofoon in die hand by die begin en die einde. En dis vir my een van die mees emosionele oomblikke ooit. So dis vir my absoluut fantasties. Ek geniet dit soveel en jy kry die Engels is mooi, you get all shapes and sizes. Van Piet Weersma wat weer 'n kans staan om te wen van Holland af tot mense met groot respek wat jou grootte is tuis. Jy kry mans van 6'8" wat so lyk en dan kry jy mamas wat so lyk wat by die einde kom en hulle hardloop klaar in 11:55, maar hulle het daai medalje in die hand en dis een van die grootste goed wat jy ooit in jou lewe kan doen. Jy moet dit eintlik probeer, jy weet, om dit te kan, maar not me nice. Okay. Nee, ek ook nie. Okay. And it's a like you say at the finish and the end, and throughout the race, it's a very emotional race. Massive. And then you see those people that miss it by like a second and you just my hart breek elke jaar. Maar dit is 'n wonderlike viering van the human spirit, right? Sware gedagte vir die ou wat sy rug moet draai en die gun moet skiet, want hy roep tyd. Dis die ergste. Oh, not for me. Baie dankie Arnold, 'n lekker naweek. Never. 'n Lekker naweek wat voor lê en maandag gaan ons weer opvang. Dis ongelukkig al voor ons tyd het. Net hierna is dit tyd vir geldsaake en tuis gesels met Dr. Dirk Verwoerd. Hy's 'n senuveearts van Karen Beef oor die impak van die back and closure epidemie. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor.